Halleluja, goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, vanoggend, ek was gisteraan besig met my boodskap en toe ek weer sien, toe is my, wat doen my mense dit nou, toe is hy vol en ja, toe was my boodskap net halfpad, maar weer eens die Here het 'n manier van hoe 'n boodskap dan te stop en dan vanoggend is dit heeltemal 'n ander boodskap, iets wat ek nie gisteraand aan gedink het nie. Ja, ek dink vanoggend se boodskap wil ek amper soos in 'n vraag en dan in 'n antwoord omsit. Ek dink die boodskap vanmôre gaan oor die weg, die waarheid en die lewe. Jy so baie maal as ons mense sien, veral in Desember maand as hulle vakansie gaan en hulle pak die karre en hulle goeders, jy vra waar gaan hulle heen? Nee, ons gaan weg met vakansie. En dan kom jy by die kerk en goeders en jy sien jou broers en susters en jy vra, weet hoe gaan dit? Dan, ag, dit gaan goed. En dan, hoe behandel die lewe jou? Partymal is ons mos maar op en party daar is ons af. Maar as ons na die skrif toe gaan in Johannes 14 vers 6, dan sê die Here, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. So Jesus sê hier vir ons, hy is ons regtig ingepak om by die Here uit te kom. Is ons geestelike lewe regtig ingepak? Is ons verlede werklik waar uit ons taste uit? Is net ons goddelike lewe in daai taste ingepak? Is ons lewens, ons liggame werklik waar gepak vir die Heilige Gees as ons weggaan? Want Jesus sê ek is die weg. So as ons saam met die Here gaan, is ons dan regtig geestelik reg om die Here tegemoet te gaan. En die waarheid, Jesus kon nie alleen gespreek het nie, want Jesus is God verteenwoordig op hierdie aarde. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En God sê daar, hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Jesus is God, so hy lieg nie, hy praat die waarheid. En dit wat die Here gesê het, is die waarheid, dat niemand gaan by Vader uitkom behalwe deur hom nie, want hy is die weg, die waarheid en hy is die lewe, my broers en susters. Met ons goeie lewe wat ons dink ons doen op hierdie aarde, gaan ons nie in die koninkryk van God ooit beerwe nie. Want Jesus Christus is die enigste naam onder die hemel gegee, deur wie ons gered kan word, wat ons sondes kan vergewe. Ek raak so opgewonde, ek lees, ek gaan in een stuk in en hy sê, en voor Jesus gekruisig is, het hy vir sy disippels bemoedig deur te sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Nie net dat ons die Heilige Gees ontvang nie, maar dat Jesus die weg is na die Vader toe. Omdat u en ek die Here ken en die Here dien, hoef ons nie bevrees te wees nie, want wie? Jesus is die weg na die Vader toe. Daar is nie 'n ander weg nie. Solank ons lewens by die Here is en op die pad van die Here is, dan is hy die weg. So die Here bemoedig ons om hom te glo dat hy is die weg, want hy sê in die woord, ek is die weg na die Vader toe. Daar is nie 'n ander weg nie, my broers en susters. Daar is nie 'n shortcut nie. Die Here Jesus Christus is die weg na die Vader. Want hoekom? Want hy is die waarheid. Hy spreek die waarheid van God. Lewe in hom, die waarheid van God is in sy lewe geopenbaar. Toe Jesus gekruisig is, toe sê vir sy apostels, moenie bekommerd wees nie, want ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En die Here het gesê, in 3 dae sê julle, sal ek uit die doodheid opstaan. Hy het die waarheid gespreek, want na 3 dae toe is die graf van God leeg en Jesus lewe. So die waarheid, die gehoorsaamheid aan die woord van die Here, daar kom die twee bymekaar. Ek is die weg vir julle. Ek is die waarheid vir julle, want Jesus het die waarheid gesê en niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. My broers en susters, is dit nie rede om opgewonde te raak in die Here nie. Hy sê, en
toe Jesus in die graf ingegaan het, het hy die dood oorwin. En wat so nice is, wat my so opgewonde maak, is dat jy as kind van God, jy as 'n Christen, dood nie meer hou vas op die lewe het nie. Want Jesus lewe in jou. Hy is ons weg, hy is ons waarheid, hy is ons lewe. Hy het God kom openbaar op hierdie wêreld en die mense het hom nie aanvaar nie. Die mense het God nie aanvaar nie. Hulle wil hom gestenig het, maar die Here het as hulle deurgeloop, want daar was 'n prys wat hy moes betaal het. Die evangelie moes hy verkondig het, en hy moes sy apostels versterk het, en hy moes die Heilige Gees vir ons gestuur het, sodat ons kan staande bly en opgewonde raak oor die dinge dat die Here sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Halleluja, is dit nie nodig om opgewonde te raak vanoggend in my broers en susters, en om te weet dat ons is nie verloor nie. Maar een ding moet ons onthou, godsdiens gaan jou nie in die hemel kry nie. Godsdiens gaan vir jou werklik waar nie die pad oopbaan na die Here toe nie. Hy sê, Jesus Christus alleenig is die weg. Is net Jesus wat ons sondes kan vergewe. Dis net om ons sondes aan die Here te bely vandag, dat hy vir ons kan intree as middelaar voor God die Vader, en sê, Vader, ek het die prys betaal vir Ben. Ek het die prys betaal, dat hy vermoere opgewonde kan wees, om te weet, my God lewe. En omdat die Here opgestaan het uit die dood geen mag meer oor my lewe nie. Maar Jesus het mag oor my lewe. Hy het mag oor lewe en oor dood. Die vyand het nie. Alhoewel die vyand ons almal op die pad van die dood wil hê, kom Jesus in sy almag en hy sê, Jesus is my pad van die lewe. Volg my, luister na my, hoor my woorde. Hoor vermoere die woorde van die Here wat vir ons sê, draai om, kom uit die wêreld uit weg. Daar is nie 'n ander weg nie, alhoewel die vyand soveel. Ek weet nie, nou weer sien ek is die mormone besig in Suid-Afrika om John Smith, die goue tafelse goeders wat hy gekry het, ek weet wat die mense dit noem nie, waar hy die evangelie dan nou gekry het in Amerika, en waar hulle toe nou die Jesus van hulle verkondig. Dis nie my Here nie. My Here het gesterwe, hy lewe, hy het opgestaan. Daar's nie aan hom geopenbaar nie. Hy is wie hy is. Want hy is die groot ek is, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Jesus het nêrens gesê nie, dit van hom of dit van hom, dat vir hom nie. Dit was nie soos die moslims wat sê, en die engel Gabriel het heeltyd aan Mohammed verskyn, en die was die messenger tussen Allah en Mohammed gewees. En hier, Jesus Christus is God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God. En ek is dankbaar vanmôre om te weet, dat die dood het nie hou vas op my lewe en my broers en susters, want ons moet net tot geloof in die Here sit. Vergeet nie die ander gelowe, wat die lewe vir jou so, dit is so nice, dit klink so lekker, dit klink, ja, die woord in die Bybel staan dit nêrens, wat dit maklik is om 'n kind van die Here te wees nie. Dit staan nie in die woord nie. Maar een ding weet ek wat in die woord staan, daar wag vir my 'n kroon, daar wag vir my 'n prys eendag as ek by God uitkom, as ons by die hemelse poorte inkom, en die Here sê vir jou, wel gedaan my kind, jy het die wedloop voltooi, jy het nie gewen nie, maar jy het hom voltooi, al kom jy krippel daar ingekruip, maar jy het hom volbring, jy het die wedloop volbring, jy is deur hom. Jy het by God uitgekom. Dis wat belangrik is vandag. Kom ons kom by die Here uit. En kom ons begin die woord werklik waar belewe. Kom ons begin die woord van God bedink en sien wat die Here in ons harte wil sê. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. My broers en susters, daar is soveel skrifte in die woord wat 'n mens net na toe kan gaan en dit net die een op die ander. Johannes 17:3. Ek is die ewige lewe, dat hulle u ken en die enige waaragtige God is en Jesus Christus wat u gestuur het. Dis die volgende skrif waarna u toe gaan, Handelinge 14:12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
Jesus is dus die weg van vergifnis, versoening. My broers en susters, so kan ons aangaan. Johannes 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die woord, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, my broer en my suster. Die woord was God, en hy het onder ons kom woon. Wie was die woord? Jesus Christus. Wie is die weg? Jesus Christus. Wie praat die waarheid? Jesus Christus. Wie die dood oorwin? Jesus Christus. Halleluja, ons moet opgewonde raak oor die dinge van die Here. Johannes 10:10. Jesus het ook gekom, dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Het u lewe in oorvloed in die Here? As ons swaar trek, dan is dit eers die Here, hoekom kry ek swaar? Maar Johannes 10:10 sê, ek het gekom, dat hulle oorvloed kan hê. Here, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. En ek eer u daarvoor, en ek bid my God, dat u werklik waar vanmôre, en elke boetie en sussie van my hart, sal opgewonde raak, dat ons weet, ons God lewe. Here, ons loof en ons prys en ons eer u, en Vader, mag dit al die seën van u op hulle rus, op my broers en my susters, en mag u elke siekte genees wat daar is, en elke vrees wat daar is gevangen neem in die naam van Jesus Christus. Shalom, my broers en susters, die Here seën vir u. Amen.